Goeiemôre, refugee antwoorde vir 17 Augustus. Eerste vraag, eerste ding. Mense sê vir my, ek mis jou lives, of ek sien nie al die video's wat jy oplaai nie. Wat kan ek doen? So, as jy praat van YouTube, dan moet jy net die subscribe knoppie druk by my YouTube kanaal. En die bel klokkie wat jou notifications gee. Kost absoluut niks nie, maar as ek iets opsit, dan sal jy notification kry. As jy het op Facebook volg, op Facebook moet jy net my follow. Dit kost ook absoluut niks nie. Dit beteken as ek enigiets opsit of op gaan live of iets, dan gaan dit in jou feed inkom, dan sal jy het sien. So dit is om die te help wat sê hulle mis my goeder. Iemand vra, ons het ons paspoorte verval in 2028, die kinders in 2030, moet ons nou vernuwes aansoek doen? Nou, jy het nie nodig vernuwes nie. Onthou jou paspoort, as jy die dag vlieg, moet hy 6 maande op het. Die enigste sal baie meer as 6 maande op het. Die enigste ding wat jy miskien 'n paspoort gaan nodig het, nadat jy jou green card het, en jy wil travel iewers heen, gaan jy dalk 'n paspoort nodig het. Jy gaan nog nie Amerikaans heen nie. So jy gaan dalk 'n Suid-Afrikaans heen nodig het. Daar is 'n moontlikheid dat jy is travel dokumente kry van Amerika af om mee te travel, omdat jy ingekom het as 'n refugee, maar nie al die lande aanvaar dit nie. So net dan is jy dit dalk nodig. Jy kan nie terug gaan Suid-Afrika toe nie, by the way. Dis die volgende vraag, kan ons SA besoek as 'n refugee? So ons kry die vraag baie, ek het hom al baie geantwoord. Dit gaan, en dis nuwe mense wat bykom wat nog nie verstaan nie. So ek gaan hom baie keer antwoord. Jy kan nie Suid-Afrika besoek nie. Jy kan nie teruggaan vir 'n funeral of 'n wedding of 'n niks nie. Nee, ek lieg. Jy kan teruggaan. Maar jy gaan nooit weer in Amerika kan kom nie. So, dieselfde vraag, ons is 'n gesin van 4. Wat is een besluit, een van die adults, besluit, hulle gaan terug vir 'n funeral? Gaan dit die res van ons, 'n impak op die res van ons het? Dit kan, beslis. Daai persoon wat teruggaan, gaan nie weer terugkom Amerika toe nie. Dis 'n feit. Kan dit 'n impak op die ander hê? Dit kan beslis. Veral as dit daai persoon is wat die hoofaansoeker was, wat terug is Suid-Afrika toe. So, dis iets wat jy baie ernstig moet oordink. Jy gaan nie kan, ten minste vir eerste 6 jaar, gaan jy nie kan terug aan Suid-Afrika toe nie. Definitief nie. Dink baie ernstig daaroor. Die eerste jaar en 'n half gaan niemand van Suid-Afrika af by jou kom kuier nie. Nie heeltemal 100% nie, maar dis 'n baie klein kans dat iemand by jou kom kuier. Meeste van die kere gaan dit afgekeer word. As jy 'n permanent resident is, gaan dit makliker wees. Ons kry baie vrae oor die H2A program. Ons hoor iemand sê ons kan nie, as ons H2A was, sal ons nie vir die program goedgekeur word nie. Daai is absoluut vals. Wie dit sê, praat stront. As jy op die H2A program was en is, kan jy nog steeds aansoek doen vir die program. Nou onthou, jy kan nie uit Amerika uit aansoek doen nie. So jy kan nie die hoofaansoeker wees. Jou vrou wat in Suid-Afrika is, met die hoofaansoeker wees, jy is deel daarvan. Maar jy gaan moet in Pretoria wees of in Kaapstad wees vir onderhoude en vir medies. So as jy in Amerika is, dan daai tyd gaan jy moet terugvlieg vir dit. Jy moet daar jou goed voltooi. Of as jy klaar is met die program en jy doen dan aansoek uit Suid-Afrika uit, moet jy nie die land toe kom weer in terwyl jy wag nie, want jy wil seker nie op en af vlieg nie. So dis die feite van die H2A program. Kan jy help met egskeidings? Ek het nie egskeidingsbriewe nie. Ek kan nie help dit. Ek was nog nooit in my lewe geskei nie, so ek weet nie presies hoe lyk die goed is of wat daar aangaan nie. Al wat ek weet is dit. Jy moet 'n divorce decree kry van die hof af waar jy geskei het, in Engels wees. En jy moet dit hê, as jy geskei is, jy moet dit hê. Elke keer as jy geskei is, moet jy hê. Jy kan nie net die eerste een of so. As jy 5 keer al geskei was, moet jy maar 5 skeibriewe hê. En hulle gaan dit soek. Jy kan nie daarby verbykom nie. En dit moet Engels wees, en dit moet van jou hof afkom waar jy geskei was. En nee, ek kan nie help met dit. Baie mense vra, kan jy nie vir ons help met die papiere? En iemand vra my eendag, kan jy my help om uit te figure wat was die dag toe ek my Google account oopgemaak het? Nee, ek is nie IT nie. Ek kan nie met dit help nie. Hier is 'n ander interessante vraag. Weet jy hoekom Caroline Leavitt, dis nou die
press secretary van president Trump geskei is, nie geskei is nie, nou praat van die skeibriewe, bedank het, is daar probleme in die regering. Nee, daar's nie probleme in die regering nie. Sy het bedank want sy het 'n babatjie gekry 2 maande terug. En sy het nou bedank om by die kinders te wees, om die kinders groot te maak. So, nee, daar's niks aan die gang nie. Daar gaan ons al hierdie conspiracies altyd uitkom, as iets gebeur. Kyk, president Trump het so sleg met sy press secretary het bedank. Ja, mooi. Maar dis nou wat die media sal dit so spin vir jou. Ineligibility briewe, ons het gekry. Jy sê, nou kry ek baie mense jump op die bandwagon hierso. Ek het 'n video gemaak van watse proses kan jy volg om uit te vind, is dit werklik so? Wel, jy het die brief gekry, die brief is feite. Daar's nie vals brief, daai brief is feite. Is dit moontlik dat daai briewe foutiewelik na jou toe gestuur is? Jy beslis is dit moontlik. Ek het die nommers gegee wat jy kan bel in die USCIS in Amerika. Nou kom mense, ek moet ophou om vir julle asseblief vals hoop te gee. Onthou, ek gee vir niemand vals hoop nie. Ek het julle vandag eenaf baie duidelik gesê. Jy kan die nommer bel en uitvind. Daar is 'n kans dat jy foutiewelik daai brief gekry het en in die proses voortgaan. Maar daar is 'n vet kans nog steeds dat jy nie kan voortgaan nie. So ek gee nie op vals hoop nie. Ek sê maar net vir jou, daar is nog 'n kans, want daar is mense wat daai brief gekry het, en nadat hulle daai brief gekry het, is hulle ingeroep vir onderhoude, of om te gaan vir medies. So as jy sien, nadat jy die brief gekry het, skielik kry jy 'n oproep om sê, jy moet gaan vir medies. Dis nie 'n scam nie. Want daai ouens het gedog, hier is nou iewers 'n scam, want hulle het die brief gekry. Dis nie 'n scam nie. Daar's baie onsekerheid oor daai briewe. Nou, as ouens wat sterk standpunt inneem en sê, daai is definitief finale storie. As jy sien jou My Case portal gaan rooi en dan gone, dan kan jy maar aanvaar, dit was die laaste. Maar as jou case nog aan die gang is en die brief gekry is nog aan die gang, dan is die kans so goed dat jy die brief foutiewelik gekry. Dis human errors, daar gaan nog steeds human errors gebeur. So nee, ek gee julle nie vals hoop nie, ek sê maar net vir dit is nie noodwendig verby nie, okay? Hoeveel stappe voor jy gaan vir die onderhoud? Okay, hierdie vraag kry ons ook baie. Hoe lank, hoeveel stappe? Niemand sin is dieselfde nie. Soos niemand kan vir jou sê, dit gaan jou 2 maande, 4 maande, 8 maande, 'n jaar en 'n half vat nie. En niemand kan vir jou sê, is net 5 stappe, 10 stappe of 100 stappe nie. Elke liewe case is individual. Onthou as jy kyk op my, as ek 'n live op Facebook gedoen het of YouTube. As jy 3, 4, 5, 6 ure later daar inkom, beteken dit nie ek is meer daar nie, so jy hoef nie vir my oor en oor te sê, jy antwoord my nie, jy antwoord my nie, jy antwoord my nie. Ek sê daar moet jy antwoord nie, die live is lankal verby. Kyk die datums en die tyd, kyk die tyd wanneer die live die gepublish is, en dan gaan jy sommer sien, dit is seker lankal verby. Iemand vra vir my, ek het 'n wife, sy is van Laos, sy moes teruggegaan het Laos toe, van familiegoeders en so aan. As ek nou op die program kom, en ek kom oor, kan sy later my join. As jy die hoofaansoeker is, maak nie saak of jy wife van Laos of Japan of Zimbabwe of waaroor ek is nie, as jy die hoofaansoeker is, hulle gaan saam met jou. Is die program op pause gesit? Nee, die program is nie op pause nie. Daar het vandag weer mense gestaan, mense geland. Vandag land daar weer mense. Sal hulle jou kans gee om eers te bedank by jou werk? Jy kan hulle vra, sê vir hulle, ek kan nie nou gaan nie, ek wil eers gaan bedank en alles. Hulle kan vir jou goed op hold sit, dit kan op hold indefinite gaan, onthou daai ding net. Hierdie is nie 'n immigrasieplan nie. Onthou, dis nie 'n immigrasie die wat jy kan goed uitsort. Hierdie is 'n refugee program, jy vlug weg van persecution af. As hulle vir jou sê, hier is 'n airplane klim, dan vat hulle jou. So, jy kan vir hulle sê, nee, ek kan nie nou vlieg, ek moet eers gaan bedank, en dan moet ek eers gaan my huis verkoop, en eers my goed verkoop, kan ek asseblief oor 3 weke, of oor 3 maande gaan, of so, jy kan vir hulle datum gee. Dis nie 'n garantie dat daar gaan byhou nie, en dis nie 'n garantie dat jy nog op die lys gaan bly nie.
Daar's mense wat goed op hold gevra het vir langer en hulle is nog steeds daar. Nou praat ek van mense van Junie, Julie laas jaar wat al moes gekom het. Wat is die afsny ouderdom? Sover ek weet is die amptelike afsny ouderdom 110 jaar oud. Daar is die afsny ouderdom nie. Tel kroniese siekte teen jou. Ja, kroniese siekte kan teen jou tel, nie noodwendig nie. So jy gaan nog steeds doen die aansoek, hulle gaan jou stuur vir medies, jy laat weet hulle by die medies, laat hulle besluit. Een kroniese siekte kan vir een ou goed wees, maar nie vir die ander ou nie. Dit sal alles hang van daai dokter af op daai dag wat jy ondersoek en sien wat die vlak is. So niemand kan vir jou definitief sê wat tel teen jou, wat tel nie teen jou van medies. Daar is sekere mediese goed wat definitief teen jou gaan tel, maar dit sal hulle vir jou sê. Alright, dis die antwoorde vir vandag. Sit maar vrae onder en doen ek dit later. Sien julle later, né? Cheers.